Broers en susters, bly met my. Ons gaan vooraf sing Psalm 146, ons sing die bekende woorde van vers 1 en vers 3 van Psalm 146. Prys die Heer, bly gaan. En as ons daarmee klaar is, ons sing het terwyl ons so bly sit, en daarna sing ons, is dan die woordom en die seëngroet, waar met die erediens dan aanvang neem, en daarna sing ons dan verse 4 en 8 van dieselfde psalm. Eerst vers 1 en vers 3 terwyl ons by sit, en daarna, na die woordom en die seëngroet, 146 vers 4 en vers 8. Wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig, gesterf het en begrawe is,
wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom en om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy wet vir ons laat opteken in Deuteronomium 5 en Exodus 20. Ons gaan nou daarna luister soos dit opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag van jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak aan wat bo in die hemel is, of aan wat onder op die aarde is, of aan wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag aan die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees tot daar. Ons gaan nou antwoord op die wet met die sin van Psalm 102. Psalm 102, ons sing daarvan die eerste vers. Daarin sing ons dan: Heer, die goedheid is oneindig. Hoor my as ek diep elendig, as ek aan my krag verkort, klag voor u soos water gestort. Hoor die hulproep van 'n leier, wil u aanskyn hom nie weier. Hoor in nood en hoor my nou, help my Heer, ag help my gou. Hierdie woorde sing ons dan in aansluiting by ons sondebesef, nadat ons onsself gemeet het aan die Here se wet. 102 vers 1 en daarna bid ons saam. Amen.
Ons Vader wat in die hemel is, ons het nou in hierdie psalm ons harte voor U gelê, blootgelê, omdat ons besef wie ons is, wat ons is, en hoe klein voor U die almagtige, ewige God, wat alles gemaak het en alles in stand hou en bo die hele wêreld, bo die hele skepping uitkroon in U heiligheid en heerlikheid. En ons sondaarmense, wat ten spyte van U wet, wat U so duidelik vir ons laat opteken het, nog steeds oortree, soms moedswillig oortree, maar in swakheid besef ons kan nie leef in onsself, soos U dit van ons verwag as U kinders. Maar juist daarom, omdat ons weet in ons Here Jesus Christus, het U ons U kinders gemaak, aangenome kinders in ons Here Jesus Christus. En daarom onder U liefde kan leef, daarom dank ons U, o Here, kom ons na U toe en smeek, vergewe ons tog. Vergewe ons al ons sondes. En ons dank U vir die heerlike, blye boodskap van sondevergifnis in ons Here Jesus Christus. Die evangelie wat ons ook op hierdie dag by mekaar bring en aan mekaar verbind as broers en susters in die geloof. En ons gebed is nou dat U, wanneer ons U woord oopmaak en daarna luister en die inhoud daarvan oordink en bepeins en die uitleg daarvan daarna luister, bid ons, o Here, laat dit nog wees soos U dit wil hê, aangenaam en goed in U oë, reg volgens U bedoeling en volgens die werking van U Heilige Gees. Ons kom ook na U toe, elkeen in sy persoonlike nood. Ons bid dat U sal wees met hulle wat siek is, hulle wat eensaam is en verswak is, hulle wat onder beproewing verkeer. Ons dank U, o Here, vir 'n berig van 'n gesin uit hierdie gemeente se midde wat 'n noue nood aan die dood ontkom het, wat U gespaar het. Ons bid dat U hulle ook in hierdie tyd waar hulle die skade wat hulle mislei het verwerk, ook sal bystaan, sodat ons aan die hele boerdery gemeenskap in die Bek en Klauseer wat hulle bedreig, ag Here, gee tog daar ook op die tyd die uitkoms, gee die geloofskrag om hier deur te kom sonder moedeloosheid, sonder verbittering, sonder opstandigheid. Ons bid ook vir die skole wat binnekort weer sal oopmaak, kinders wat in skool gaan, universiteite wat sal oopmaak, gee daar ook die seën en die genade. En dan dra ons ook die synode wat binnekort sit en neem aan die troon van genade op. Die Here gee daar die wysheid en die insig om so te besluit dat op die ou einde ons kan sê, ons in die Heilige Gees het besluit. Seën U kerk hier in hierdie dorp, in hierdie gemeenskap, seën U kerk reg oor ons land, reg oor die wêreld. Gee dat U woord sal regeer, dat U woord in waarheid sal opklink van die preekstoele af en gedra sal word deur elke broer en suster reg oor die wêreld. Ons bid al hierdie dinge omdat ons weet dat U regeer, U alleen. En ons weet ook U regeer in die kerke deur hulle wat in die besondere dienste gestel het, ouderlinge en predikante en diakens. Wees hulle genadig, o Here, ook hier vir die taak wat hulle hier opgelê is. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus,
Ons gaan nou weer sing, hierdie keer uit Psalm 90. Psalm 90, ons sing verse 2 en 3 daarvan. Verse 2 en 3 gaan juist oor die nietigheid van die mens en hoe kort ons lewe is. Dat die skriflesing bring ons ook daarby uit en daarom ook die preek. En om ons daarvoor voor te berei, gaan ons na Psalm 90 verse 2 en 3 sing. Hoe nietig is die mens? Wat is sy lewe? Wat het die mens al? Is al veel gegee. U knap die steel van sy gesonde jare en hy gaan heen net soos die najaarsblare. Want in die oog is 1000 jare hier, 'n enkele dag, 'n nagmaal en niks meer. Vers 2 en vers 3 voor die woorddiens. Broers en susters, ons gaan lees uit die boek Genesis hoofstuk 5 en dan ook die eerste 3 verse van hoofstuk 6. Dit is 'n bietjie 'n ongewone hoofstuk, want dit is die stamboom van Adam wat ons hier gaan lees. Ek lees uit die 53 vertaling. Genesis 5 vers 1, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. In die dae van Adam, na die geboorte van Set, was 800 jaar. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.
en sê dit na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad. So was aan al die dae van Set 912 jaar en hy het gesterwe. Toe Enos 90 jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword. En Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Enos 905 jaar en hy het gesterwe. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy die vader van Mahalalel geword. En Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Kenan 910 jaar en hy het gesterwe. Toe Mahalalel 65 jaar oud was, het hy die vader van Jered geword. Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was in al die dae van Mahalalel 895 jaar en hy het gesterwe. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy die vader van Henoch geword. En Jered het na die geboorte van Henoch nog 800 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was aan al die dae van Jered 962 jaar en hy het gesterwe. En Henoch 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henoch 365 jaar. En Henoch het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Methuselah 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Methuselah 969 jaar en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en het hom Noach genoem. Want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noach nog 595 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Lamech 777 jaar en hy het gesterwe. En Noach was 500 jaar oud. En Noach het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Waarin hoofstuk 5. Hoofstuk 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, as hy daar sal wees 120 jaar. Die laaste is nogal 'n opmerkelijke vers, wat die Here die mense leer af in kort, maar 120 jaar, en sê sy gees sal nie meer in die mens vir ewig heers. Maar ons fokusvers in die preek is vers 24. Henoch het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Geliefde broers en susters, alles kerk wat die gewoonte het om op die laaste Sondag van elke jaar of op oujaarsaand 'n lys van name voor te lees van almal in die gemeente wat die afgelope jaar oorlede is. So gebruik is nie noodwendig verkeerd nie, maar in die gemeente kerke is dit nie gebruiklik nie.
Nie sodat ons in droefheid oor hulle moet treur nie, maar, soos ons in die preek sal sien, sodat ons ook hieruit troos kan haal. En kan leer hoe om in geloof met blydskap die toekoms in te gaan. Nou kom ons kyk wat weer Genesis 5 vir ons. Op die oog af, neem hierdie hoofstuk op ons op 'n sombere toer deur die eerste begrafplaas in die Bybel. Ons lees die inskrywings op die grafsteen, so een vir een, die opgeteken. Adam was 930 jaar, toe hy gesterf. Set was 912, en hy het gesterf. Enos was 905 jaar, hy het gesterf. Kenan was 910, en hy het gesterf. So is ons van graf tot graf loop, om die verbaasde vraag, dink ek by ons elkeen op. Hoe is het moontlik dat hierdie mense so geweldig hoë ouderdom kon bereik? So oud kom, ek moet Methuselah, het laat die rekord ouderdom van 982 jaar bereik. Kan dit waar wees? Sommige mense probeer dit wegverklaar deur te sê dat die lengte van 'n jaar destyds anders bereken is as die kostyd, en dat 'n jaar met 'n baie korter was. Maar ons het geen bewys, geen getuienis dat dit ooit so was. Eerder moet ons daarmee reken en nou dat hierdie mense in 'n baie besondere tydvak geleef het. 'n Tyd toe mense getalle nog moes toeneem, sodat daar genoeg mense kon wees om die aarde te vul, volgens die opdrag wat God aan Adam en Eva gegee het. Daarom het die mense lang geleef. Hulle was geseën met 'n lang en 'n vrugbare lewe. Baie jare van kinders voortbring. Die wêreld moes mense doen. Seuns en dogters het mekaar, word by elkeen van hulle gesê. Seuns en dogters. Selfs tot op 180 jaar leeftijd het hulle nog kinders gehad, sodat die wêreld kon volg. Maar, broers en susters, ek dink net so belangrik en selfs belangriker is dat hierdie lang leeftijd vir hierdie mense genadetyd was. Hulle was die eerste generasie na die sondeval. En uit genade wou God die gevalle mens weer ophelp. Die mens weer so ver bring om na God terug te keer, na die vervreemding na die paradys. En daarom het God sy gees, die Heilige Gees, in die mense gestuur, sodat die Gees hulle kon oortuig om hulle te bekeer, terug te keer na die Here. En 'n lang lewe was dus genadetyd om die mensdom tot bekering te lei. Dit was 'n belangrike rede waarom na die eerste paar geslagte van die mensdom so lang geleef het. Maar dit het nie so gebly nie. Maar het dit verander. Ons lees in Genesis 6, toe die mense begin meer word het, aan daardie aanvanklike doel beantwoord het om die aarde te vul, toe die Here hulle leeftyd op aarde verkort tot ongeveer 120 jaar, soos wat ons so sê hulle tyd is volgens ons ervaring. Nou waarom het hy hulle lewensduur verkort? Nie maar net omdat die getalle nou bereik is. Die word 'n ander rede aangegee in Hoofstuk 6. Dit blyk dat die mense hulle teen die werk van die Heilige Gees verset het. Hulle het hardnekkig geweier om na die Here terug te keer. In plaas van bekering het hulle al meer en meer en al verskriklike sonde begin doen. Hulle die lang leeftyd wat God hulle gegee het, misbruik deur op te tree op so 'n manier dat hulle die Heilige Gees
selfs getart het. En daarom het die Here uiteindelik besluit om die genadetyd wat hy hulle gegee het, in te kort. Hy het gesê, Hoofstuk 6 vers 3, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Die 83 vertaling sê, my gees sal nie meer so lank in die mens bly nie. Ons het dit in Hoofstuk 6 vers 3 gelees en ook dat die Here toe die mense lewensjare verkort het. Om te keer dat hulle hierdie lang leeftyd, hierdie genadetyd verder sou misbruik en hulle sonde teen die Heilige Gees nog meer en meer sou toeneem. Was nie meer genadetyd nie, was nou net 'n tyd vir ekstra sondes. So stop dit. Dis waarskynlik waarom die hoofrede, waarom die lewensjare verkort is. Maar kom ons keer nou terug na die begrafplaas in Hoofstuk 5. Ons kyk weer na die grafskrifte en dan val iets baie besonders ons op. By die hoë ouderdom wat hierdie mense bereik het, staan daar elke keer geskrywe en hy het gesterf. Grafskrif na grafskrif, byna soos 'n refrein. Hy het gesterf, hy het gesterf, hy het gesterf. En terwyl ons daaroor staan en nadink, sê ons die woorde, hy het gesterf, sluit eintlik aan by dit wat God daar in die paradys vir Adam gesê het na die sondeval. Hy het gesê, voor die sondeval, as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterf. Jy sal sterf. En hier in die geslagsregister van Genesis 5, duik die woorde weer op, om ons daarin te herinner, dat na die sondeval, die mens sekerlik sal sterf. Die dood het 'n onvermydelike deel van die mens se bestaan gekom. Al word jy oud, op die oude sterf. Dit geld vir daardie mense wat so lank geleef het deur die eeue, tot vandag toe vir alle mense. Op elkeen se graf staan daar 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Dit is 'n hartseer feit waaroor in die Bybel daar dikwels geskryf is. Ek maar aan Moses se versigtiging in die Psalm waar ons net gesing het, Psalm 90 vers 9. Al ons dae gaan verby deur die grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daar was 70 jaar, ons is baie sterk, is 80 jaar, ons sal op grond van Genesis 6, dan sê hoogstens 120 jaar. Dan sê hy, in die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, gou kan dit verby, ons vlieg daarheen, ons sterf. Nou, broers en susters, wat is die mens tot? Die mens is stof, die mens is verganklik. As gevolg van die sonde is die mens 'n sterwende spesies. Dit is die gedagte wat by die mens opkom as jy so deur die begrafplaas van Genesis 5 stap. Maar dan kom ons begrafplaas toe op stilstand. Die graf van Henoch steek ons vas. Kyk, hierdie graf is anders. Dit het dan nie 'n sterfdatum nie. In plaas van 'n sterfdatum staan daar geskrywe, steeds in middel van vers 24, Henoch het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Henoch het nie gesterf. Hy is direk van die aarde af weggeneem om sy lewe elders voor te sit by God. Broers en susters, as mense dan, soos hy afgelope wat baie graag wil doen, oor 'n wegraper sou wil praat. Dis die enigste plek in die Bybel waar ons hoor dat iemand direk van die aarde af weggeneem is. Henoch en natuurlik ook later Elia, die twee konings gebeur. Maar niemand anders nie. Henoch is deur God weggeneem voor hy gesterf het. 'n besonderlike
wondergebeur, is nie waar. Maar God het dit laat gebeur. En juist hier in die Ou Testament laat gebeur in die beginnende hoofstukke van die Bybel, om iets baie belangriks aan die mens bekend te maak. Die feit dat God hier nog nie laat sterf het nie, maar hom dood weggeneem het, was 'n aanduiding dat God nie sou toelaat dat die dood die laaste seer, het sê, oor die mens sal hê nie. God sal nie toelaat dat die dood die laaste seer oor ons hê. Nie almal sal sterf nie. Hoe sal God dit laat gebeur? Nie deur mense die graf te laat stap en soos Henog dood verby die dood te laat beweeg hier in hemel toe nie. Nee, wat in Henog gebeur het, was maar net 'n eenmalige rigtingwysing. Die mens kan die dood nie sommer maar net vryspring nie. Eers moet die oorsaak van die dood uit die weg geruim word. En nou weet ons broers en susters, die oorsaak van die dood is die sonde. Sonde is die oorsaak. Daaroor is die Bybel baie duidelik. Dit was juist oor Adam en Eva se sonde dat God gesê het, jy sal sekerlik sterf. Dit was die doodsvonnis oor die hele mensdom, want alle mense is sondaars reeds van geboorte af. Jy sal sekerlik sterf. Elkeen van ons, onherroepelik, daar is nie omdraai kans nie. Elke sondaar moet sterf. God se geregtigheid eis dit. Hy hou oor sy woord. Maar hoe moet ons dit nou verstaan, hierdie boodskap in Genesis 5, dat die mens by die dood kan verbykom? Mens kan dit nie uit homself doen nie, maar God kan dit bewerk. Vir hom is niks onmoontlik nie. En hoe sal hy dit doen? In die Nuwe Testament maak hy ons bekend hoe. Hoe genade is ons broers en susters, dat die Here die Nuwe Testament vir ons gegee het, sodat ons kan weet hoe hy ons van die dood bevry. Dat hy sy eie seun gestuur het, hom mens laat word het, sodat hy ons doodstraf namens ons kon dra, finaal. Jesus Christus het ons sondeskuld volledig betaal en ons daardeur vry van die doodsvonnis wat soos 'n slaaf oor ons opgegaan het. In Christus het God die onmoontlike moontlik gemaak. Want wie in Jesus Christus glo, word vrygestel van die dood. Of vir die mense van die Ou Testament was hierdie dinge nog onbekend. Maar uit genade het God ook hulle destyds tegemoet gekom en hy hulle in hulle tyd laat gebeur waarmee hulle kon weet wat aan die kom is. Heenwysing na die verlossing uit die dood. En wat met Henog gebeur het, was so heenwysing. God het Henog weggeneem sonder dat hy gesterf het. Dit was 'n kragtige profesie van die koms van Jesus Christus. Ja, God het in die volheid van die tyd sy seun Jesus Christus na die wêreld gestuur om ons van die dood te bevry. En toe Jesus aan die kruis op Golgotha sy laaste asem uitgeblaas het, was dit 'n vervulling van die woorde wat op elke graf van Genesis 5 geskryf staan, hy het gesterf. Christus het gesterf. Hy het daardie woorde volgemaak. Maar sy dood was nie net 'n vervulling nie, dit was ook 'n regstelling. Want toe Jesus na 3 dae lewend uit die graf opgestaan het, broers en susters, het hy die jy sal sekerlik sterf uitspraak verander na jy sal sekerlik lewe. Terug by Henog. Henog het nie die dood ingegaan nie, maar hy het daarby verbygegaan. Dit is waar iets gesê. Jesus aan die ander kant
van hoe Jezus by die dood sou verbygaan en Jezus het gesterf. Hy was juist daarvoor gestuur om te sterf. Hy moes die dood ingaan om die dood te kan oorwin. Werklik maar in sy goddelike krag het hy presies dit gedoen. Hy het die dood ingegaan, maar die dood kon hom nie vashou nie. Hy het die bande van die dood deurbreek en lewend opgestaan. En so het hy die onmoontlike vir ons moontlik gemaak, die lewe vir ons verwerf. En daarom kon Jezus in Johannes 11 vir Martha sê, ek is die opstanding en die lewe. Die in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Daarmee word eintlik 'n groot mysterie vir ons opgelos. Hoe kan het wees dat hy die dood oorwin het, maar ons nog steeds doodgaan? Ons graf is nou anders, is onlevendig. En as nog iets op Henog se grafskrif aan ons te kyk. 'n belangrike inskripsie daar staan, hy het met God gewandel. Anders as die mense van sy tyd, wat geweier het om na die Heilige Gees te luister, wat geweier het om die pad van die Here te loop, het Henog met God gewandel. Hoe kon hy dit regkry? Omdat hy inherent so 'n goeie mens was? Natuurlijk nie. Soos alle mense was Henog ook 'n sondaar. Hy kon nie uit sy eie die pad saam met God loop nie. Daar kon net een rede wees, dit weet ons uit die bladsye van die Nuwe Testament, en dit is omdat die Gees van God by en in hom was. Want die Here stuur immers sy Gees om in te woon in die hart van elke sondaar wat hy na hom toe wil. Hierin sien ons iets van God se uitverkiesende genade. De broers, susters, in die perspektief wat ons in Genesis 5 ontvang het, van ons elkeen dat het in ons in. Ook die nuwe jaar, wat hierdie weer begin. Het gaan 2026 tegemoet, nie met sleepvoete en met lang gesigte, soos ons die ergste verwag nie, asof ons al klaar met een voet in die graf staan nie. Nee, ons doen dit op omhoog, met ligte tree en blydskap in ons harte. Want kom wat wil, ons is en bly begenadigde, uitverkore kinders van God, met sy Heilige Gees wat by en in ons is. Daarom kan 2026 vir ons ook 'n jaar wees, waarin ons dag vir dag met God wandel, soos hy nog gedoen het. Natuurlijk gaan alles oor die jaar nie aanskyn en rose wees nie. Die ergste mag dalk met ons gebeur. Ons mag selfs voor die dood te staan. In Genesis 5 word ons juist daarom herinner dat ons elkeen een of ander tyd te sterwe kom, onvermydelik, selfs al het ons 'n buitengewoon lang lewe. Maar selfs die dood sal ons nie onderkry nie. Want in die lig van die profesie van Henog weet ons, die dood is nie meer die einde van ons lewe nie. Want Jesus Christus het gekom en die profesie van Genesis 5 in vervulling laat gaan. Christus kom en alles verander. Hy het ook die dood verander, sodat die sterfdag vir elke gelowige kind van die Here niks anders geword het nie, as die deurgang wat lei na die lewe. Ja, Christus sal ons lewe, dan het ons ook gesterf. Die troostvolle waarheid kan ons elkeen met ons saamdra, broers en susters, oor die hoogtes en deur die dieptes van 2026 heen, reg deur ons aardse lewe, tot op die dag wanneer ons elkeen te sterwe kom. Ja, daardie dag, wanneer ons op God se tyd elkeen te sterwe kom, sal ons nie die dood ingaan, maar in plaas daarvan sal ons die nuwe finale fase van ons lewe binnegaan, met die vooruitsig om in volkome heerlikheid met God te wandel vir ewig. Amen.
verby die dood te kyk en die ewige lewe by u in vooruitsig te kry. Om te weet, ons is bestem vir die heerlikheid, die ewige bestaan by u en in die heerlike teenwoordigheid. Ons dank u ook daarvoor dat u dit vir ons in u woord so duidelik maak. Ja, van die oudheid af alreeds dit bekend gemaak het en dit in ons Here Jesus Christus laat waar word. Ons bid daarom dat u ons die geloofskrag sal gee om alles wat in hierdie week wat ons nou ingegaan het gebeur en alles wat in die komende jaar oor ons mag kom, dat met die perspektief van die geloof kan sien en te deurstaan. Seën ons so, o Here, bewaar ons daarvan dat ons ooit in moedeloosheid sal verval of dat ons geloof sal klein word. Gee deur u Gees aan ons die krag om vorentoe te gaan. Dit bid ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing in slotte skrifverryning 33. Skrifverryning 33. Ons sing al drie die verse daarvan. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem met die Vader ons gegee wat in ons kinders noem. Verryning van 1 Johannes 3 is die eerste paar verse. En dan vers 2, wat die Here nog meer vervullend bly verborge, tot die stond al die wonders in ons ontwilling van die ewige vrede op. Ja, wanneer die Here kom, dan word ons gelyk aan hom, want ons sal in klare omleiding en helder omleiding omtekening om aanskou in sy verskyning. En dan vers 3, die middelaarse verskyning inwag by die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom. Ja, teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees gebore. Skrifverryning 33 al die verse.
sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u